Goeiemôre. Ek lees die volgende in die woord van die Here. U het my die lewe gegee en my met liefde versorg. Met sorg het u oor my gewaak. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanmôre om te weet dat die Here aan my lewe skenk. En hy versorg my dag na dag uit liefde. Ja, met sorg het u oor my gewaak, sê Job. Die psalmdigter kom en hy sê, Here, u is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van u af. U leer my hoe om te lewe. Ek is so dankbaar dat ons 'n God aanbid, wat belangstel in elkeen van ons, dat hy werklik omgee. Ja, dat hy daar is vir ons. Ek wil graag saam met u lees uit Johannes 21 vers 1. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Ek wil graag net hierdie een enkele teksvers dan lees en dit dan gebruik ons so 'n paar gedagtes aan en optel. Ek praat dan met u rondom hierdie gedagte, 'n God wat nie wegraak nie. 'n God wat nie wegraak nie. Jesus verskyn weer aan sy disippels. Die opgestane Here is nie 'n Here wat eenmal verskyn het en toe verdwyn het nie. Hy is 'n Here wat aanhoudend op soek is na sy mense. Veral wanneer hulle teleurgesteld, verward en onseker is. Ek stel dit vanmôre aan jou meneer, mevrou, dat ons het die Here nodig elke dag. En ek is so dankbaar dat hy groter is as ons omstandighede. Die disippels het reeds die opgestaane Christus gesien. Maar ten spyte daarvan verskyn hy weer. Dit wys vir ons dat geloof nie net op een ontmoeting rus nie, maar dat Christus homself herhaaldelik openbaar, om ons sekerheid, ons geloof te versterk. Kom ons sê dan maar die volgende vir mekaar. Ons geloof het voortdurende bevestiging nodig. Ja, dit gebeur in elkeen van ons se lewe, dat daar oomblikke van twyfel kom. Oomblikke wat ons sê, Here, openbaar u self asseblief aan my. Seer sekerlik was dit so, dat die disippels geestelik nog nie sterk was, na die opstanding van Jesus nie. Hulle het nie alles verstaan nie. Daarom gaan hulle terug see toe, terug visvang toe, terug na die gewone. En juist daar, in hulle alledaagse lewe, verskyn Jesus weer. Waarom moes Jesus weer verskyn? Hulle harte was nog nie heel nie. En weet jy, so dikwels bevind ons in omstandighede van hartseer. Jy het dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan. Jou hart is stikkend, jy is gebroken. Juist dan het ons nodig dat Jesus aan ons sal verskyn en ons versterk deur sy woord en deur sy kosbare Heilige Gees. Hulle het hom wel gesien na die opstanding, maar hulle was nog bang, onseker, ja, vas in skuld. En hier dink ek in die besonder aan Petrus, wat hom verloon het. Hy was heel waarskynlik diep teleurgesteld in homself. Hy het die Here geval. Ek is so dankbaar dat die Here nie sy rug op ons keer as ons hom val nie. Jesus kom herhaaldelike kere om hul geloof te herstel. Hulle moes besef, die verhouding wat hulle met hom gehad het voor die kruisiging, gaan voort. Die kruis was nie die einde nie. Die opstanding het nie 'n afstand geskep nie. Jesus verskyn weer om te wys, ek is steeds julle Here,
Ek is met julle. Ek gaan saam met julle in julle alledaagse lewe. Het ons vandag nodig dat Jesus hom weer aan ons moet openbaar? Dan wil ek dit onomwonde stel. Ja, absoluut. Nie omdat hy weg is nie, maar omdat ons harte dikwels soos die van die disippels is. Ons harte raak verstrooi. Ons gaan terug na die visnette van die wêreld. Ons word vasgevang in ons daaglikse roetine, bekommernisse. Baie kere wankel ons selfvertroue. Ons word vasgevang deur teleurstellings, ons word daarmee gekonfronteer. Ons geloof raak soms teleurgestel. Nie omdat Jesus minder teenwoordig is nie, maar omdat ons aandag minder gefokus is. Ons word deur storms en nuus en die wêreldse chaos oorweldig. En in sulke tye moet Christus weer nuwe lig in ons harte bring. Daarom het ons sy herhaalde verskyninge nodig. Nie fisies nie, maar deur sy woord, deur sy kosbare Heilige Gees. Ons het nodig om met hom te praat deur gebed en toe te laat dat hy deur sy woord tot ons harte spreek. Jy sien, dit is nodig dat ons dan ook sal luister na getuienisse waar ons opnuut attent daarop gemaak word van God se ingryping in ons daaglikse lewe. Elke keer wanneer hy sy teenwoordigheid weer sigbaar maak, word ons herinner, hy leef, hy lei, hy het nie verdwyn nie. Wat beteken hierdie weer verskyn vir ons dag? Dit beteken, Jesus is nie klaar met ons nie. Hy het nie van jou vergeet nie. Geen mens se geloofsreis is voltooi nie. Hy werk aan ons. Hy verskyn aan ons. Hy vorm ons elke dag. Dit beteken, hy ontmoet ons in die alledaagse, daar waar ek en jy onsself bevind. Jesus verskyn nie net in die tempel nie. Hy kom op die strand van ons gewone bestaan. Ons mag hom verwag in gewone dinge, die besluite wat ons neem, in ons werksomstandighede, in ons hartseer, ons vreugdes. Dit beteken hy bring rigting in ons sekere tye. Ons leeftyd is mos vol onsekerheid. Daar is wêreldprobleme, die ekonomie wat druk, oorlog, geweld. Maar Jesus verskyn weer. En met sy stem sê vir jou en vir my, moenie vrees nie, ek is met jou. Dit beteken hy herstel, hy troos en hy roep ons by die naam. Petrus moes herstel word. Net so kom Jesus ook weer vandag na ons toe om wonde te genees, om ons roeping te bevestig, om ons liefde te vernuwe. Ja, hy is daar vir ons. Hy het nie verdwyn nie. Ek wil dit waag vanmôre om te verklaar dat ek en jy het nodig, elke dag, dat Jesus weer aan ons sal verskyn. Dat hy ons net weer opnuut sal bemoedig en versterk. Dat ons hierdie wete sal koester, God is met ons. Immanuel. Hy het 'n sterke reddende hand. Hy hou self ons vas. Hy beskerm ons. Hy vertroos ons. Hy is die God wat vir ons 'n skuilplek is. Ja, hy gee in ons vrede, blydskap. Hy is 'n teenwoordige God. Hy het nie verdwyn nie. Ag, mag jy in hierdie week wat voor lê ondervind sy nabyheid, sy liefde en sy beskerming. En wees verseker, hy het nie verdwyn nie. Hy is met jou. Kom ons bid saam. Vader, aan U die lof, die eer en die dank van ons harte. Dankie dat U daar is vir ons. Here, ons bely, ons het U nodig.
Versterk ons genadiglik deur u woord en deur die kosbare Heilige Gees. Dit bid ek in Jesus lieflike naam. Amen. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how he could love me, a sinner condemned unbelief. Sing it again. I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. In your presence, Lord. And I wonder how he could love me, a sinner